Ek gaan vanmôre met jou praat oor hoe lief. Dis die tema van my boodskap, is hoe lief. En ek het die afgelope week geworstel met, hoe lief het God my? Hoe lief? En sodra mens daai vraag vra, dan probeer jy met jou menslike verstand dit te verduidelik. En jy probeer met jou menslike verstand dit uit te redeneer, want ons is beperk in ons hierdie verstand van ons. En ons kan nie eers begin om te besef hoe lief God ons het nie, want ons sit met 'n beperking. En God het nie daai beperking nie. So vanmôre moet jy praat oor hoe lief het God jou? Hoe lief? Die Here vanmôre by jou kan stil staan en die voorregheid wat ek het om vir 'n paar minute vanmôre jou in die oë te kyk en vir te sê, Boeta, God het jou lief. Mevrou, God het jou lief. Hoe lief? Dan wil ek vanmôre die woord gebruik om dit vir jou vanmôre te verduidelik. Hoe lief? Ons sê baie keer dat ek bid en God hoor my nie. Ons sê baie keer, maar God daag nie vir my op nie, en ons sê dit klomp goed. Jesus kom by die vrou by die put en hy sê vir haar, hy sê, as jy maar geweet het, wie moet jou praat? Ek dink baie keer, dit is ons probleem, as ons maar geweet het, hoe lief. En ek gaan vanmôre met jou in die woord uitdeel, hoe lief het God jou. As jy vanmôre kan verstaan, die diepte van God se liefde, God se ontferming in jou, dat hy gekies het om jou sy woning te maak. Besef jy dat God in jou woon? Dat hy jou sy tuiste, dis so lief. Hy het nie 'n ander plek, hy kom besoek jou nie nou en dan nie. Hy leef binne jou. Dis so lief. Jy weet ons as paas, ek kan nie praat van 'n ma nie, ek is 'n pa. So ek kan net praat van 'n pa. Ons bel altyd. En die vrouens bel altyd, weet my vrou bel die, ons bel altyd en vind uit, en dan sê sy, hoekom moet ek altyd bel? Hoekom bel die kinders my nie ook 'n bietjie nie? Dit is wat ons doen, want ons is maas en paas, ons klop en ons soek en ons wil afsprake hê en ons wil braai en ons wil kuier en ons wil Kersfees by mekaar wees en ons wil tyd saam spandeer, want dit is wie ons is paas en maas. En volgens mag jy 'n ander beeld van God vanmôre kry. En voor ek na die woord toe gaan, wil ek net so begin. In die geskiedenis moes God nog altyd kom klop aan my en jou deur. Want ons raak maklik weg. Weet nie van jou nie. Miskien is die mense van Klerksdorp anders te vanmôre. Maar gewoonlik raak ons maklik weg en ons raak besig met ons eie goed en ons beplan God uit ons lewe uit. En dan moet God weer kom en hy kom klop weer, Adam in die tuin kom en hy kies teen die wil van God en God moet kom en kom sê, Adam, waar is jy? Nee, ek vind nie, jy weet dit waar hy was nie. God moes altyd in die geskiedenis, vir 400 jaar is daar geen kommunikasie tussen God en God moet weer kom en hy moet weer inbraak maak om net by die volk te kan uitkom. Vir 400 jaar was sy stem stil en God moet weer kom inbreek in hulle tradisies en in hulle maniere om net weer verhouding met sy volk te kan hê. En selfs toe God die volk wat die beloofde land erf en hulle teen sy wil kies, toe kies God om sommer saam te trek vir 40 jaar en hy is so amazing. Hy sê ek gaan maak dat julle klere nie gaan versluit nie. So hulle naaitekkies het vir 40 jaar geloop. Ek wil so 'n paar naaikies hê. Hulle klere het nie versluit nie buite die wil van God. En God het nog vir hulle kos gegee en water. Hulle buite sy wil. Hoe lief het God my en jou? Dat selfs buite sy wil, hy aan jou deur kom klop. Openbaring sê, kyk ek staan by die deur en ek klop. By jou deur, nie sy deur, die sy deur is oop. Johannes skryf in Openbaring, die engel vra van, wat sien jy? Hy sê, ek sien 'n geopende deur en niemand sal dit toemaak nie. Dis Jesus. God se deur is nie toe vanmôre vir jou nie, weet dit. My en jou deur is toe. Maar God kom altyd en hy klop, want hy is soos 'n pa wat nie ophou nie. Dis wat my die meeste impres in die 60 jaar wat ek op hierdie aarde is dit van God. Vandat ek God ontmoet het as 13 jaar oud, is dat hy nie ophou nie. Hy word nie offended
soos sy volgende toe sy sing, was my so mooi. Ons dink God raak offended oor hoe ons optree. God kan nie offended raak, hy is God, hy is volmaak in homself. Hy het jou nie nodig om hom te laat goed voel nie, hy voel goed omdat hy God is. Hy is nie veranderbaar nie, hy is God. En jou maniere en jou goed gaan nie verander wie hy is nie. So weet maar vanmôre, hy is God en hy staan vas, en jy kan maar kies, jy gaan nie verander hoe hy voel nie, hy love jou. Jou optrede gaan nie maak dat hy ophou klop nie. Hy is 'n pa. Hy kan homself nie help nie, hy love jou. Stadium ek en my seun vir 6 jaar nie gepraat en ek het aanhou bel. Aanhou WhatsApp stuur. Totdat hy my geantwoord het. Hoekom? Want ek is sy pa. En ek sal altyd sy pa wees, ek sal altyd klop toe hy deurloop is. Dis wie God is. Right. Die tema van die boodskap is hoe lief. Dan sê Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld, so lief. Hoe lief? So lief. Wat is so lief? Dat God sy enige gebore seun gegee het. Sodat ek en jy nie verlore sal gaan nie. Hoe lief het God? Dat hy sy enige, hy het net een gehad. Sy kosbaarste besitting het hy vir my en vir jou gegee. Hoe lief het God jou? So lief. As daar vanmôre 'n waarde op jou moet wees, dan moet jy weet, dis die waarde van sy seun. Ek ken nie baie paas, ek het nie baie mense so lief wat ek my seun sal gee nie. Ek dink ek het, miskien my vrou, sy sê vir my, nee, jy sal nie jou seuns, hoe lief, so lief. Dit is vir my baie keer baie moeilik om te verstaan as mense sê, maar ek bid en God antwoord homself. God was bereid om sy seun te gee, en jy roep, maar hy dink ek gaan nie antwoord nie. Maar hy het sy beste vir jou gegee. Dis hoe lief hy jou het. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste vir jou gegee het, dat ek en jy nie verlore sal gaan nie. En dan is daar 'n baie mooi gedeelte, nou moet ek wil hê na die woord van die Here toe gaan, na Jesaja 9. Luister gou baie mooi. Jesaja sê, en ek gaan nou vir die vers lees, hy sê, Engels sê het so mooi, hy sê, for unto us a child was born, vir ons is 'n kind gebore, 'n seun gegee, en die heerskappy sal wees op sy skouers, sy skouer. Die vraag is, hoe lief? So lief. So Johannes 3 vers 1 sê, wat so lief het God gehad, sy seun gegee het. En weet jy wat ek vanmôre met jou wil vinnig gesels oor die 3 fases wat God sy seun vir my en vir jou gegee het. Hy sê, for unto us, nou daai us is ons, vir ons, is ek en jy, is 'n seun gebore, 'n kind gebore. Vir ons is 'n seun gegee. As jy vanmôre wil weet hoe lief het God jou, Jesaja sê, vir God het ons so lief gehad, dat hy kan jy dink dat die skepper van hemel en aarde, vir hom wat deur alles geskape is, dat hy moet gebore word in 'n vrou, die skepper van hemel en aarde, dat Jesus Christus moet gebore word uit 'n vrou, dit wat hy gemaak het, moet hy uitgebore word. Sy dra hom vir 9 maande. Vir 'n tydperk van sy lewe is daai babatjie Jesus so afhanklik van 'n vrou. Het jy vir 'n oomblik gedink, God stuur hom nie volwasse hiernatoe nie. God regeer nie uit die hemel uit en vandag, nee, hy kom woon tussen ons en hy kom in die vorm van 'n baba. Daar was 3 fases en dit is baie belangrik, ek gaan vanmôre in die woord sien, hoe amazing is dit wat God gedoen het, omdat Jesus moes gebore word uit 'n vrou. Dat hy totaal afhanklik was van die toesig van 'n ma en 'n pa. Kan jy dink, Jesus was afhanklik dat sy ma moes melk gee. Die seun van God was afhanklik van hoe 'n pa en 'n ma met hom gefunksioneer het. Die seun van God was afhanklik dat hoe mense hom sou benader en hom sou behandel. En dan sê die woord, hy sê, 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is vir ons gegee, en die heerskappy sal wees op sy skouers. So, hy vat
in daai gedeelte van Jesaja, en hy praat van 3 fases in Jesus se lewe. Kyk hoe mooi is dit. As julle vanmôre met my. Hy sê 'n kind, 'n seun en heerskappy. Nou kyk gou hier. Die woord van die Here sê, as jy Matteus 1 gaan lees, die woord van die Here sê, die Here kom in 'n droom en hy verskyn aan Josef en hy sê vir hom die volgende woorde, lees gou saam met my, hy sê jou vrou, hy sê, en sy sal 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. En dit het alles gebeur, sodat die woord in vervulling sou word, wat die Here deur die profeet gespreek het. Hy sê, kyk, die vrou sal swanger word, en hy sê, julle moet hom Immanuel noem, dit beteken God met ons. Wow. So, die eerste fase van Jesus se lewe, kom die engel, en hy verskyn aan Josef, en hy sê vir hom, Josef, jou vrou gaan 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem. So die eerste fase van Jesus, so die kind wat gebore word, sy naam word genoem Jesus. En in die kerk het ons vasgehaak by die een fase van Jesus se lewe, en dit is die fase van sy kindskap, Jesus. Maar dit was net een fase van dit, die 3 fases. So kyk hoe mooi is dit. Hy sê 'n kind is vir julle gebore, 'n seun is aan julle gegee en die heerskappy is op sy skouers. Dan kom die eerste fase en dan sê hy sê Josef, jou vrou gaan baar en julle moet daai babietjie gaan julle Jesus noem. So die naam van die babietjie Jesus, sy naam is Jesus. Daai babietjie se naam was, en die engel het vir hom gesê julle gaan hom Jesus noem. Nou, net gou vinnig, dis belangrik om te verstaan, daar's 'n massiewe aanslag op die name en jy moet hom nou Jesus noem. En party van daai woorde wat hulle sê ons moet Jesus noem, kan ek nie eens uitspreek nie. So jy moet regtig, ek wil vanmôre gou iets vir net vir jou noem, net om jou vry te maak van baie keer van hierdie gemors. Ek noem dit sommer gemors. Ons nou die dag so ruk terug by 'n mannegroep, hulle nooi my so toe, dan was 'n klop Jode daar gewees en die manne kom praat oor die name van die Here en hoe jy met die Here moet praat en hoe jy hom moet noem. En hy sê asseblief kom net saam. Ek het so 'n groot vriend, hy's 6'4", sy naam is Bram. En Bram sê gaan net asseblief saam dat ons net kan hoor wat sê hierdie ouens, want hulle praat met die kinders van die Here, hulle confuse die mense ongelooflik. Ons gaan nie aan daar, die ou man is daar op 'n wit bord en hy's besig om die name uit te skryf en die woord naam Jesus bestaan en dis Aramees en ek sit daar en Donado, ek het teologie geswat, ek dog ek is nou confused. Ek is nou nie meer seker ek bid reg nie. Terwyl ek daar sit, sê ek vir die Here, praat met my. Want die ou sê toe, jy kan nie sê Jesus nie, jy moet sê Jesus. Jesus. Toch, okay, ek gaan hom seker maar moet. En ek sê aan die Here praat met my, sê vat vir Bram. En dan stap jy vorentoe. En dan vra jy 'n vraag. En die Here gee my 'n gedagte. En ek vat vir Bram, hy's 6'4", groot ou. Ek sê kom stap saam met my. Ek sê mense, ek het net 'n vraag. Ek sê my vraag is die volgende. Hierdie is my pel Bram. Ek ken hom al vir oor die 20 jaar. As hy nou vanoggend vir my vertel, vandag moet jy my Aam noem, gaan dit geen verskil my maak nie, ek ken hom. Hallo. I know him. Hy kan sy naam change. Hy kan vir my sê, ek gaan my naam verander by binnelandse sake, ek wil nou Kobus wees. I don't care, ek ken hom. En as ek hom bel, gaan jy hom sê, hallo Bram. En hy gaan nie offended word, want hy weet ek ken hom. So, moenie vanmôre jou besig hou met goedjies nie, hou jou besig met hom. En ken hom. Ons raak so, ek sê vir Martie Becker, partykeer as ons in godsdienste raak mense so, hulle major op minors. Ons raak besig met goedjies. En ek gaan nou Sondag met jou praat oor Kersfees. Hoe ons besig geraak het met goedjies. Klaar, Sondag gepreek, gaan jy vir jou 'n boom in jou huis hê en jy gaan 'n ster op die boom hê en jy gaan persente onder die boom hê. Gaan vir jou van Sondag preek, jy sien kom in die woord uit. Nou nie te veel daaroor sê nie. Ons major op minors. Jy moet nou nie dit so doen nie. Come on, I know him. En ek ken hom as Jesus en hy het my so ontmoet. As 'n seun van 13 jaar het ek hom ontmoet as Jesus. En hy daag nie op en vertel vir my hoe moet my naam nou lyk. Hy daag op omdat hy my ken, omdat hy vir my lief is.
En die engel kom by Josef, hy sê om Jesus noem. So die eerste fase, nou hierdie woord, die engel het vir hom gesê, julle gaan hom Jesus noem. Dis sy aardse babietjie naam. Maar kyk wat gebeur hier. Dit stop nie daar nie, want nou wat sê die woord in Jesaja? Hy sê, 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee. Vandag soek ek alles. Kom ons gaan vra die woorde. Hy sê vir Josef, julle gaan hom Jesus noem. En hy gaan julle verlos, onthou dis belangrik vir die einde. Hy sê julle verlos van julle sonde. Okay, right. So ons moet baie mooi verstaan dat die woord van jy sê, Jesus Christ is Lord. Ons lees dit baie keer, maar ons verstaan nie die diepte van dit wat daar aangaan nie. Ons verstaan nie dat God hom in 3 fases vir ons gegee het, soos Jesaja aan my en jou verduidelik het nie. Dan sê hy, Jesus is sy baba naam, Christus is die jong man naam, die met die vyand oorwin het, dankie my skat. Hy sê, omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het, en hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het, en opgewek is. Hoor nou waarvan praat hy? Hy sê, hierdie ene is vir hulle gesterf, maar hy is ook vir hulle opgewek. Hoor wat sê hy? En dus ken ons nou, van nou af, niemand meer na die vlees nie. En al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons hom tog nie meer so nie. Hoekom nie? Hy het gesterf en hy het opgestaan, maar hulle noem hom Christus. Goed. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Wat sê hy? As iemand in Jesus is hy 'n nuwe skepsel. Hy sê in Christus. Hoekom? Jy sien, ons het baie keer die woorde verkeerd gemisinterpreteer. Hy sê spesifiek, if you are in Christ, then you are a new creation. As jy in Christus is jy 'n nuwe skepsel. Hoekom? Want dis die fase van sy lewe, waar hy die kruis gesterf het, he became the Christ. Hy het die Christus geword as 'n jong man. Dis die een wat die vyand oorwin het, en opgewek is in die regterhand van die Vader sit. So, ek kan nie in Jesus, hoor baie mooi wat ek vir jou sê, want sy naam is Jesus nou weggevat. Nee, Jesus Christus is hier, is dieselfde persoon. Maar daardie naam beteken dat hy die vyand oorwin. So in Christus, die wat die vyand oorwin het, is ek 'n nuwe skepsel. Maak dit vir jou sin? Want dit is die naam wat hom gegee is, na hy die vyand oorwin het. He became the Christ. So dis die tweede fase van sy lewe. Nou, 2 Korintiërs is so mooi, as hy praat van, dat ons ken hom nie meer net na die vlees nie, maar ons ken hom nou in die gees. Daar's 'n ander plek. Hy het nou gesterf en hy het opgestaan, hy sit nou in 'n ander dimensie, in 'n ander fase van sy lewe. En as ek dan tot bekering kom, then I am in Christ. En omdat ek dan in Christus is ek 'n nuwe skepsel. Want dit is wat hy vir my kom doen aan die kruis. Maar dit stop nie daar nie. En dit is ons vanmôre gaan uitkom, so belangrik om hierdie goed net in konteks te verstaan. Hy sê, Kolossense 1 vers 27, even dat ek kom lees, ek gaan sommer net vir julle quoteer. Hy sê, I am in Christ, a new creation. Dus hierdie goed is, hy sê, Christ in you, the hope of glory. Nie Jesus in jou nie. Hy sê, Christus in jou is die hoop van... Hoekom praat hy oor dit? Hy sê, na wat Jesus gedoen het aan die kruis, dan kom woon hy, dit wat die vyand oorwin het, Jesus Christus kom woon binne in jou. Verstaan jy dit? En daardie oorwinning wat hy behaal het aan die kruis vir my en vir jou, dit word die hoop van die mense. Julle sien julle gaan nou die hele preek kry as jy ander gedeelte nou vir julle lees. So, Jesus Christus, 'n kind is aan julle gebore, 'n seun is aan julle gegee. So, Jesus Christus, lê dit. Okay, right. Die derde een. En dis baie, baie mooi, ons kom baie min by dit uit. Hy praat van Jesus Christ is Lord, Jesus Christus is Heer. En oral in die Bybel, in die Nuwe Testament, sal jy dit lees,
Jesus Christ is Lord. Jesus Christus is Heer. Hoekom praat God dan so? Hoekom sê die woord Jesus Christus is Heer? Hoekom noem hy daai 3 goed? Want in Jesaja staan daarso, hy sê, 'n kind is aan julle gebore, 'n seun is aan julle gegee, en die heerskappy sal op sy skouers wees. So Jesus Christ is Lord. Lord beteken supreme ruler. As ek nou die gedeelte gelees het en gesien wat God gedoen het, die woord van God sê, God het hom 'n naam gegee bo elke naam. God het alle heerskappy op hom gesit, en daar's geen ander naam behalwe in die naam van Jesus Christus ons Here nie. So, hy het gekom as 'n baba, hy het hier kom woon, maar hy het 'n jong man geword wat die vyand kom oorwin het, hy het gesterf en opgestaan vir my en vir jou, he became the Christ, wat binne my en jou kom woon is, dat ons 'n nuwe skepsel, in Christus is ek 'n nuwe skepsel. Ek wil nie so vrees, ek weet iemand sê 'n skepsel, nee, ek amper nie reg nie. Maar toe word hy Heer, supreme ruler. En ek wonder baie keer hoeveel mense ken God, ken Jesus in daardie fase van sy lewe. Nou kom ons gaan lees. Hy sê, hy wat in die gestalte van God was. Kyk gou vanaf, Jesus Christus is Heer, babietjie, seun en heerser. Hy sê, hy wat in die gestalte van God was, jy het geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Dis net toe hy daar was. Maar het homself ontledig deur in die gestalte van 'n diensknegt, die gestalte van diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word. Hier kom die babietjie, aan 'n mens gelyk te word. En in die gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word. Hier kom die dood, tot die dood. En God het hom 'n naam, daarom het God hom uitermate verhoog en aan hom 'n naam gegee wat bo elke naam is. Kyk wat sê hy hierso, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie wat in die hemel en wat op die aarde en wat onder die aarde is. Dis die 3 dimensies wat dit sê. En elke tong sou bely. Hierso sê hy nie net Jesus nie, hierso sê hy. Hy sê elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is. That Jesus Christ is Lord. Sien julle dit? So die Vader hom verhoog het en hom 'n naam gegee het, toe kom al 3, die baba, die seun en die heerskappy. Dit sê Jesus Christus is toe Heer. Dis die posisie wat hy homself toe in bevind. So 'n baba is aan my en jou gebore, 'n seun is vir ons gegee, maar dit het nie daar gestop nie. En God het hom uitermate verhoog en vir hom 'n naam gegee bo elke naam en sy naam is Heer. Okay. Daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou af in my afwesigheid, werk julle eie heiligheid met vrees en bewering. Wat sê die woord? Hy sê dat Jesus Christus is Heer. Nou, net vir interessant, ek gaan vir jou vra. As jy by die nagmaaltafel kom, en ek praat van die 3 name van God, praat van Jesus. Jesus, Christus en Heer. Wat in die Bybel staan die nagmaaltafel as? Dis die tafel van Jesus. Wie kan my help? It's the Lord's table. Reg, die tafel van die Here. Jy sien, ons mis die goed, omdat ons dit baie keer net mislees, om ons nie verstaan hoekom daai woord so geskryf is nie. So die tafel wat ons eet, as ons die nagmaaltafel by gaan aansit, dan sê hy, dis die tafel van die Here, it's the Lord's table. Nou as ek nou vir jou gesê, dis die tafel van Jesus voor hy gesterf het, dan kan die vyand nog steeds in daai area wees, en die vyand kan my kom verlei, en die vyand het reg, en die vyand, maar if it's the Lord's table, hoe lyk die vyand by the Lord's table? Verslaan, gestroop van sy wapens, is ek reg? Die woord sê so nie ek. So, ons sê baie keer vir mense, as jy nou aan die nagmaaltafel, jy weet die vyand loop, ja, hy loop rond soos 'n bril, soos, hy is nie. Maar weet, as jy by the Lord's table, wat noem hulle ons Vader, it's the Lord's prayer. Dit is in die fase van Jesus se lewe, waar God hom al reeds opgerig het, en 'n naam gegee het bo elke naam. Dis die naam waar hy in heerskappy sit, waar elke knie sal buig, en elke tong sal bely dat hy die Here is.
So verstaan jy vanmôre, as jy bid, en as die volheid van die Godheid binne jou woon, Jesus Christus as Heer in jou woon, verstaan jy vanmôre wat dit vir jou beteken? Dis nie net Jesus wat vanmôre, verstaan jy wat God vir jou kom, hy sê, 'n kind is aan julle gebore, Jesus. 'n seun is aan julle gegee, kruis. Hy sterf en hy word opge, maar dis nie klaar nie. God gee hom 'n naam. 'n naam bo elke naam. Dat elke knie sal buig, dan praat hy van al die dimensies. Hierdie naam is verhewe bo alles. Openbaring sê, he is King of Kings and he is Lord of Lords. Dan praat hy van ons. Hy is hier, en ek en jy is nie, en ons is mense, maar as gevolg van ons stand in Christus, het hy Lord of Lords, ek en jy is veronderstel om in heerskappy te leef. En ons sal volgende jaar baie meer in diepte gaan oor die heerskappy van die kerk, en hoekom ons nie die deurbrake sien van ons wat ons wel moet sien nie, omdat ons baie keer vasgevang is, omdat ons dink die vyand het reg. Maar as jy verstaan dat Jesus se naam en die plek wat Jesus ingeneem het is Heer, daar is nie 'n ander gesag bo hom nie. En as daar nie 'n ander gesag bo hom is nie, is daar nie 'n ander gesag bo my en jou behalwe God nie. Hallo? Toe Jesus by Lazarus se graf kom, het hy nie God gesmeek en geroep en gevra, Vader, as dit U wil is, dat Lazarus lewe nie. Hy het by Lazarus se graf gestaan en het gesê, Lazarus, kom uit. 'n command. En dit is soos die vrou van die put, baie keer omdat ons nie weet nie. Omdat ons nie weet wat my en jou stand in God is nie. Wil ons baie keer smeek en vra, maar as jy vanmôre hierdie woord vat en jy verstaan, en ek gaan nou vir jou lees in Johannes, hoe dit by mekaar kom vir my en vir jou. Baie keer moet ek nie verstaan dat ons al 3 van daai fases van Jesus as 'n realiteit in ons lewe het nie. En dat daai realiteit in my en jou lewe moet deurbreek, dat ons op 'n plek kan kom dat ons kan verstaan, dat as ons in 'n situasie instap wat nie reg is nie, dat ons die autoriteit het om te sê in die naam van Jesus nee. Dis beautiful hierdie goed as jy verstaan dat Jesus Christus Heer is. En dat daardie 3 fases in my lewe in volheid nou moet funksioneer. Dat jy vanmôre, dat die volheid van dit wat God in Jesus gedoen het vir my en vir jou is. En dat die dimensie van die heerskap van Jesus ook in my en jou lewe moet deurbreek. Dat ons op 'n punt kom, moet sê, dis nou genoeg. Ek het nie nodig dat die vyand soos 'n brullende leeu my lewe moet rondloop nie. Ek kan vir hom sê, is nou klaar. Ek sit aan die tafel van die Here, hy het jou oorwin, hy het jou uitgeklee, dis 'n oorwinningstafel. Jy kan my niks doen, want jy moet sit en kyk hoe God my seën. Sê ek maak jou oor fiet met olie, jou week, hy moet sit en kyk hoe God jou seën. Jou vyande gaan kyk hoe God jou gaan oprig en dit wat hy jou voorgeroep het. En die vyand, as jy in die wil van God bly, die vyand kan niks daaromtrent doen nie. God sê, as ek besluit om jou te seën, sal niemand dit keer nie. Hallo? Hy sê, as God vir jou is, wie kan teen nobody? Wie kan teen jou wees? Niemand nie. Niks nie. Maar die feit is ek en jy vanmôre werklik in Christus 'n nuwe skepsel. Verstaan dat ons in hemelse plekke in hom sit. Verstaan ons dat die naam van Jesus bo my en jou uitgeroep is en dat ons, en ek wil nou hiermee afsê, dan gaan ons vanaand na Johannes toe gaan, net 1 Johannes. Luister gou baie mooi, en ek het dit al genoem. Toe my seun 'n vrou vat, en ek kan dit nou nie op kamera sien nie. Nee, ek kan dit maar sê weet. Ek dink nie een ander vrou of een ander man is goed genoeg vir jou dogter en jou man nie. Is ek reg? Die dag as hulle so kom kyk, dan kyk jy so na en jy sê, want jou kind is mos die beste, en die mooiste, en die oulikste, en hy moet die beste vrou kry, nee, en ons kinders wil nie foute nie, ek en Martie lag baie daaroor, as jy 'n maatjie vir jou kind soek, dan soek jy hierdie superster, hierdie superster moet die huis opdag, en jy wil ons nog weg betok, ons is vreeslik.
Die dag toe my seun met die meisie by die huis aankom, het ek haar so gekyk en moeilikheid. Ek is eerlik, nee? Ja. Ek probeer dit 'n punt doorbring, so sy verstandelik, ek het vir haar dit vertel. Sy was nooit vir my goed genoeg nie, want dit was nie my dogter nie. Ek het altyd na haar gekyk met aandag. Dit was 'n ander man se dogter, wat nou in hierdie familie wil inkom. En ek was bang sy gaan my seun ek was nie bang dat my seun haar gaan seermaak nie, ek was nou bang sy gaan my seun seermaak. En ek het altyd in een nag maak die Here my wakker, en die Here sê vir my die volgende woord. Hy sê, seun, verstaan jy, toe jou seun haar gekies het sy jou dogter geword, want hulle is een vlees. Hy sê vir my, so as jy my opinie nou wil hê, dat jy nou 'n dogter bygekry. En haar van is nou de Meyer. Dis die realiteit. Toe sy weer vir ons kom kuier, toe vat ek haar. Want jy weet, jy moet vanmôre verstaan, toe Jesus my en jou gevat het as sy bruid, het ons sy naam gekry. En ek dink God het ook baie keer gekyk na my en jou gedog, Jesus het nie 'n goeie keuse gemaak nie. Dankie tog die Here, dit dink nie soos ek en jy. Maar toe Jesus jou gevat het as syne, het jou naam verander. En toe daai meisiekind weer in my huis instap, stap sy dan as dit my en my dogter. Ek het my gesindheid verander. Want my kind het haar gekies, omdat hy haar gekies het, is sy nou ook my dogter. My seuns het access tot my yskas, het access tot my hart, hulle het access tot alles. En dis my seuns. Maar hulle maats het ook. Ek moet. Wees vir my so mooi van hierdie gedeelte, ons moet verstaan vanmôre. Ek en jy het nie verdien dat Jesus ons kom kies het nie. My seun het daai meisie gekies en ek het geen aandeel in gehad. Ek was nie daar toe hy haar gekies het. Maar die dag toe hy haar gekies het ek haar aanvaar. Nou, het ek haar aanvaar as myne. En as sy bank toe gaan sy nie met haar ou van bank toe nie. Sy gaan as 'n De Meyer. En sy doen aansoek as 'n De Meyer en sy kry toegang tot daai rekening as 'n De Meyer. Sy gebruik nie meer hou van nie. Weet jy wat sy repercussies het dit as jy die gees verstaan? As jy gaan na 'n situasie toe, dan gaan jy nie meer as die ou mens nie. Jy gaan in daai nuwe creation wat Jesus vir jou kom doen het. Jy gaan in die naam van die Here. En daarom kan Dawid voor Goliat staan en sê, jy kom na my, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here. Want hy besef dat ek kom met 'n ander krag, ek kom met 'n ander gesindheid, ek kom met 'n ander autoriteit nou na hierdie situasie toe. En maak nie saak hoe goed die situasie is nie, ek is nou ingetrou in hierdie familie. En daai familie gee my sekere voordele om die leeu te kan verslaan en die beer te kan verslaan en vir Goliat te sê, vanaand gaan jy nie weer leef nie. So jy is vanoggend, is jy ingetrou in 'n nuwe familie. Jesus het jou gekies. En die volheid van Jesus Christus is nou deel van jou lewe. En jy het vanmôre, en ek wil jy vanmôre aanmoedig, leer hom ken as Heer. Leer hom ken in daai dimensie wat God hom gegee het, en staan op in jou omstandighede, en sê, dis klaar, dis genoeg, ek gaan dit nie meer aanvaar nie. Is dit reg? En ek wil hiermee afsluit. Kyk wat doen die woord. Mense, hierdie goed is, die woord van die Here is net so amazing. 1 Johannes 2 vers 12 sê die volgende. Hy sê, ek skryf aan julle my kinders, omdat julle sondes vergewe is, om sy naam ontwil. Hy sê, ek skryf aan julle vaders, omdat julle hom ken, wat van die begin af is. Ek skryf aan julle jong manne, omdat julle die bose oorwin. Wow. Wat sê Johannes? Hy sê, ek skryf aan julle kinders. En hy kom ook en hy plaas my en jou in 3 fases van ons lewens. Hy plaas ons in kinders, in jong man en dan vaders. En dan sê hy 3
baie spesifieke goed. Hy sê, as kyk van julle kinders, want julle sonde is vergewe. Nou kom ons gaan terug, die naam van Jesus, hy het gekom, sodat hy ons sondes kan vergewe. Selfde, presies dieselfde. Dan sê hy, jong man, ek skryf vir julle, omdat julle die vyand oorwin het. Jesus kom en hy sterf van die kruis as die Christus, en hy oorwin die vyand, jong man. Dan sê hy, ek skryf aan julle vaders. En wat is die eienskap van 'n vader? Hy sê, want julle ken die Vader. Ek wil vanmôre vir jou vra, ken jy die Vader regtig? Het jy vasgehak by Jesus en net daai dimensie? Het jy dalk gegaan na Jesus Christus toe, dalk net om geleer ken as die een wat die vyand oorwin het? Of het jy vanmôre die heerskappy van God ook in jou lewe ontvang? Waar jy vanaand, waar Heer oor Heer is bo alles. Amen. Is dit nie mooi nie? So vanmôre wil ek vir jou vra, en baie keer as ek mense ook sê vir Martie, jy kan sien waar iemand in die gees is, jong manne, kinders of vaders. My gebed vanmôre van jou is dit, dat jy hom sal ken as Vader. OK, kom ons bid. Vader, ons sê vir U baie dankie vir U woord. Ons sê vir U baie dankie dat Jesus Christus Here is. Ons sê vir U baie dankie vanmôre dat die 3 fases van Jesus se lewe vanmôre in my lewe en in elkeen wat hier is se lewe 'n realiteit kan wees. Dankie Vader dat U Jesus vir ons gegee het. Dankie dat 'n kind aan ons gebore is, 'n seun vir ons gegee is en dat die heerskappy op sy skouers vanmôre is. En omdat die heerskappy op sy skouers is, en hy 'n naam bo elke naam het, kan ek vanmôre kom in die naam van Jesus Christus die Here en vir elke omstandighede sê, jy sal jou knie buig. En elke tong sal bely dat hy die Here is. Ek bid vir mense wat vanmôre hiernatoe gekom het, Vader, met omstandighede hier in die feesseisoen wat moeilik is. Dankie dat ons vanmôre nie hoef te aanvaar dat dit net so gaan nie. Dat ons vanmôre soos Jesus met Lazarus se graf kan sê in die naam van Jesus, dit stop. En ek bid vir deurbrake. Maar bo alles bid ek vanmôre dat elkeen wat hier sal sit en in die Kosh area en in ons land, U sal ken Jesus as Jesus Christus wat Here is. En ons loof U daarvoor, Vader, in Jesus se naam. Amen.